Goeiemôre familie. Ek groet julle almal in die wonderlike naam van ons Here Jesus Christus. Ek is geëerd om vanmôre weer eens te kan lewe. God het my waardig geag om op hierdie goeie Vrydag te kan lewe en met u die wonderlike woord van die Here Jesus te kan deel. Ek wil dit graag onder die aandag bring. Halleluja, waaroor hierdie dag eintlik gaan. Hierdie is die dag wat Jesus, halleluja, gekruisig was op hierdie Vrydag, maar wat ek wil hê u moet dan kyk is wat gebeur het op pad. Toe Jesus in die tuin van Getsemane was, halleluja, die woord van die Here sê, dat Jesus het vir sy disippels gesê, waak en bid sodat julle nie in die versoeking kan kom nie. En hy het so ver geloop van hulle as so ver jy kan met 'n klip gooi. En hy het ook gaan bid, halleluja. En Jesus het teruggekom en het hulle aan die slaap kom kry. En hy vra vir hulle, kan julle nie eens 1 uur saam met my waak nie? Halleluja, maar hierdie manne was binne in hulle se siele, want Jesus het hierdie dinge met hulle gedeel. So hulle was net so bekommerd. Jesus sê vir hulle, ek is bekommerd en bedroef tot die dood toe. Halleluja, so hulle was net so bekommerd en angstig vir hierdie gebeurtenis, wat hulle nie weet hoe sal dit gebeur en wat sal die einde wees en daarna, wat sal van hulle word nie. Maar halleluja, maar Jesus bid en hy sê, Vader, laat hierdie beker by my verbygaan, maar nie my wil nie, u wil. Daar moet u kan begryp die intensiteit van hierdie gebeurtenis binne in die tuin van Getsemane. En Jesus was absoluut bewus van hoe hierdie saak gaan eindig, want dit was die plan van God. Halleluja. Die woord van die Here sê, hy het gebid met soveel intensiteit, hy het met oorgawe gebid, dat sy sweet soos groot bloeddruppels geword het. Halleluja. Daar's geen wetenskaplike verduideliking vir daardie gebeurtenis, daardie chemiese gebeurtenis hier, wat sy sweet soos groot bloeddruppels geword het. Halleluja. Alles ter wille van ek en u. Halleluja. Ek wil hê u moet begryp dat Jesus het sy lewe self neergelê, maar al hierdie dinge wat gebeur het vir ons om te kan sien en te kan verstaan en besef dat wat se prys Jesus betaal het om ons te herwin. Want ons het afvallig geword binne in die tuin van Eden, van die beginselsplan van die Here. Kom, laat ons mense maak volgens ons beeld en gelykenis. Laat hierdie mense soos ons wees, dink soos ons, wandel soos ons, doen soos ons. Halleluja. Die karakter van God, die gesindheid van Jesus Christus. Dis wat God binne in jou ingebou het. Halleluja. Daar's vir geen ander spesie wat hy gesê het, halleluja, dat kom laat ons mense maak, of kom laat ons julle maak, engele of diere, volgens ons beeld en ons gelykenis, net vir jou mensekind. Jy moet dit begryp, wat se waarde God aan jou toegevoeg het, wat se waarde God jou mee geskaap het. Daarom is die eindproduk, wat die woord van die Here sê, halleluja, wat is die boek se naam nou weer? Halleluja, ek weet in hoofstuk 4, ek is so opgewonde, Efesiërs hoofstuk 4, daar sê die woord van die Here, dat ons moet kom tot die volheid van Christus, tot die volheid van Christus. Dis die eindproduk wat God soek, dat ons moet wees soos hy soek ons daar, want ons kom uit hom uit, halleluja. Hy sê vir Jeremia, voordat jy in jou moeders skoot was het ek jou geken, en jy by jou naam geroep. So ons was daar, en toe ons aarde toe kom, en God die klei geformeer het, en sy asem daarin geblaas het, en die mense die lewende siel geword. Wat beteken, ons het lewe aan die klei gegee, nie die klei het lewe aan ons gegee nie. Dit is hoe belangrik ons is in die ekonomie van God. Maar die duiwel stuur toe al sy demone na die tuin van Getsemane, om te voorkom, te verhoed, dat Jesus op Golgotha moet uitkom. Want hy weet, dat op Golgotha, as Jesus die proses daar gaan volbring, dan het ons 'n geleentheid, 'n kans geskep deur God, dat ons kan terugkom na hom toe, met hom versoen,
Prys die naam van die Here. Sy koninkryk te vind en sy geregtigheid en burgers van sy koninkryk te word. En dit was vir die duiwel, halleluja, hy wou dit nie toelaat nie, dit was vir hom, dit is wat hom gepynig het. Daarom het hy al sy demone, 21 biljoen demone, het hy gestuur na Getsemane. Julle moet gaan keer, laat hy nie uitkom nie. Dis in die ligruim, dis al 4 kante van windrigtings, het hulle toegemaak. Hy moet nie daar uitkom nie. Maar die woord van die Here sê, hy het met alle intensiteit gebid, met alle inspanning het hy gebid. En hy breek daardie, halleluja, skans wat die duiwel daar gestel het, om hom in te hok, laat val hy so, halleluja, hy laat val hulle een vir een, hy breek deur, soos hy alleen kan deurbreek, want hy is God, die is die laaste myl, wat hy moet stap, om aan sy mense die geleentheid te gee, om hulle te bekeer, sodat hulle kan versoen met hulle God, in Jesus naam. En Jesus gaan, halleluja, en hy vernietig al die demone, en hy breek deur, om aan ons, ek en u, die geleentheid te bied, om ons te bekeer, en deur daardie bekering, ware bekering, terug te kom na hom toe, te versoen met hom, en weer deel te word van sy koninkryk, deel te word van hom. Dit was wat Jesus gedoen het vir ek en u, sodat ons kan terugkom na hom toe. Hierdie was nie net 'n gebeurtenis, sodat ons daaroor kan praat, sodat ons daaroor kan skryf, sodat ons dit kan geniet. Dit is nie so nie. Dit is om te besef, wat aan jou gebied was op hierdie dag, sodat jy dit kan gebruik, halleluja, om met jou God te versoen. Prys die naam van die Here. Daarom is Jesus se eerste boodskap, dieselfde Johannes die Doper se eerste boodskap, bekeer julle, van die koninkryk van die hemel het naby gekom. Ek en u het die geleentheid. Daarom pleit ek, en ek sal nie ophou pleit, by elke mens, ken jou waarde, maar jy sal alleen jou waarde kan ontdek as jy die woord van die Here bestudeer. As jy die woord van die Here gaan naspeur, sal jy jou waarde, en sodoende sal jy God leer ken. En as jy God leer ken, dan sal jy die koninkryk vind, wat Jesus Christus is, woon in my soos ek in jou. Halleluja. Kom word 'n vrugbare loot in die ware wynstok. Jesus naam. Ek pleit by julle vanmôre, my familie, elke lewende mens, pleit ek by. Laat hierdie dag vir ons die sleutel wees tot ons plek binne in die koninkryk van die Here, in Jesus naam. Geniet hierdie Vrydag met curryvis, halleluja, hortkroosbans, lekker kook, lekker koue water, maar geniet jou in Christus. Die Here seën u. Amen.